1, 2, 3. Rustig. Welkom by nog 'n Storybeer storie. Luister lekker saam. Peter Pan. Wendy Liefert en haar boeties, John en klein Michael, is rusteloos. Dis amper slaaptyd, maar hulle is glad nie vaak nie. "Wat kan ons speel?" vra John met 'n sug. "Ek is moeg vir al die ou speletjies." "Nou ja," sê Wendy, "ek sal vir julle 'n storie van Peter Pan vertel." "Hoera!" skree Michael en John. En so vertel Wendy vir hulle van Peter Pan en die seerowers. Wendy ken baie stories van Peter Pan. Pieter is 'n wonderkind wat in Nimmerland met sy maats, die verlore seuns en 'n fietjie, Tinkerbell, woon. Wendy vertel altyd van Pieter en sy maats se hoope opwindende avonture. Na Wendy haar storie klaar vertel het, speel John en Michael dat hulle seerowers is. "Hoe's daardie?" skree John en swaai sy speelgoedswaard. Net toe hoor die kinders se stem reg buite hulle venster. "Dit moet hier iewers wees," sê die stem. Die kinders kyk uit. Dit is Peter Pan. Pieter vlieg dikwels verby die kinderkamer se venster. Hy hou van Wendy se stories, veral omdat hulle altyd oor hom gaan. Maar die laaste keer wat hy die kinderkamer besoek het, het hy iets daar laat agterbly. "Het julle nie my skaduwee gesien nie?" vra Pieter. "O, Pieter," sê Wendy en sy lag onderlangs. "Hier's jou skaduwee. Sit en ek sal dit weer vaswerk." Terwyl Wendy Pieter se skaduwee weer vaswerk, vra haar boeties hom uit oor Nimmerland. "Nimmerland?" sê Pieter en lag. "Dis 'n wonderlike plek. Ek sal julle soontoe neem," bied hy aan. "En wanneer ons daar is, Wendy, kan jy vir die verlore seuns jou stories vertel. John en Michael kan ons dan sommer help om die seerowers te verslaan." "Maar hoe kom ons daar?" vra Wendy. "Dis maklik. Julle moet net vlieg." "Dink net aan lekker dinge," sê Pieter vir hulle. "Die kinders dink aan die heerlikste dinge, maar hulle kan nog nie vlieg nie." "Ons sal nie saam met jou kan gaan nie," sê Wendy teleurgesteld. Pieter is vir 'n oomblik deur die wind, maar toe lag hy. "Ag, ek het van die towerstof vergeet." Hy sprinkel van Tinkerbell se towerstof op die kinders. En in 'n japtrap vlieg hulle deur die lug op pad na Nimmerland. Voor die kinders mooi weet waar hulle is hulle in Nimmerland. Wendy sug en sê, "O, Pieter, dit lyk net soos ek gedroom het dit sal wees." Met eens hoor hulle 'n vreeslike slag en 'n kanonkoel zoem by hulle verby. Dit kom van die seerowerskip daaronder, wat aan kaptein Hoek, Pieter se vyand, behoort. Die kaptein het sy linkerhand in 'n geveg met Pieter verloor en 'n hongerkrokodil het dit ingesluk. Nou besteek kaptein Hoek al sy tyd om vir Pieter te probeer vang. "Toe maar wat," sê Pieter, "ons kan maklik vir hom wegvlieg." Pieter neem vir Wendy en haar boeties na sy huis. Hy woon saam met die verlore seuns en Tinkerbell in 'n ondergrondse skuilplek. Die verlore seuns wag buite om Peter Pan en sy nuwe maats te verwelkom. Hulle is bly om te hoor dat Wendy vir hulle stories gaan vertel. Maar Tinkerbell is hartseer. Sy dink dat Peter Pan meer van sy nuwe maats as van haar hou. Sy is veral op Wendy jaloers. Daarom vlieg Tinkerbell weg terwyl Pieter vir Wendy, John en Michael sy geheime skuilplek wys. Later bied die verlore seuns aan om vir Michael en John op 'n toer van Nimmerland te neem. "Mapsticks," sê Michael toe hulle deur die oerwoud stap. "Ek weet jou ons gaan volop opwindende avonture hier hê." Terwyl die seuns agter John deur die oerwoud stap, sien nie een van hulle die oë wat hulle skelmpies van agter die bosse en bome dophou. Onverwags spring 'n groep Indiane agter die bosse uit en gryp die seuns. Die Indiane bind die seuns vas en neem hulle na die Indiane se stad. In die stad wag die hoofman van die Indiane hulle in. Hy is briesend.
Waar is my dogter, prinses Tierlelie? Vra hy vir die verlore seuns. Wat het julle met haar gemaak? Ons het niks met haar gemaak nie, sê die seuns. Sal jy ons nou laat gaan? Nee, antwoord die hoofman. Intussen neem Pieter vir Wendy alleen op 'n toer van Nimmerland. Terwyl hulle vlieg, gewaar Pieter skielik vir kaptein Hoek en sy eerste stuurman, meneer Smee, in 'n bootjie. Hulle is op pad na Skedelrots en hulle is nie alleen nie. Hulle hou prinses Tierlelie gevangene. Peter Pan en Wendy vlieg nader. As jy nie vir ons sê waar Peter Pan se geheime skuilplek is nie, los ons jou net hier, sê kaptein Hoek vir Tierlelie. Maar Tierlelie weier om selfs na kaptein Hoek te kyk. Pieter vlieg dadelik af om Tierlelie te red. Stop dadelik wat jy doen, Hoek, of jy sal met my te doen kry, skree Pieter. Kaptein Hoek en Pieter spring aan mekaar, maar Pieter is hopeloos te vinnig vir die kaptein. In die water daar naby hou 'n hongerkrokodil dop hoe Pieter en Hoek baklei. Dit is die einste krokodil wat toentertyd Hoek se hand ingesluk het. Die krokodil het so baie van die smaak gehou dat hy vir Hoek oral agtervolg in die hoop dat hy weer 'n hap sal kry. Hoek is nie opgewasse teen Pieter nie en sommer gou beland hy in die water. Die krokodil wag sy kans af, maar Hoek is vasberade om sy oop kake vry te spring. Smee, skree hy, red my! Ek kom kaptein, ek kom! Hou vas, skree Smee en hy roei deur die waterspat na Hoek toe. Terwyl Smee vir Hoek van die krokodil red, maak Pieter gou vir Tierlelie los. Toe vlieg Pieter weg met Tierlelie in sy arms. Wendy vlieg agter hulle aan na die Indiane se stad. Die hoofman is in die wolke om sy dogter terug te kry. Hy laat al die seuns dadelik vry. Daarna gee hy opdrag vir 'n groot feesviering. Almal sing en dans en geniet dit terdee. Na die feesviering keer Pieter, Wendy en al die seuns terug na die geheime skuilplek. Tinkerbell was nie by die feesviering nie. Sy is nog steeds jaloers op Wendy en toe almal terugkom, vlieg Tinkerbell alleen weg. Sy is so kwaad dat sy nie eens agterkom dat iemand haar dophou nie. En toe sy haar weer kry, bevind die klein vietjie haar skielik in 'n seerower se mis vasgevang. Smee haas met Tinkerbell terug na die skip. Aan boord gekom, laat Smee vir Tinkerbell vry. Welkom aan boord, juffrou Tinkerbell, sê kaptein Hoek. Jy het seker agtergekom, gaan hy voort, dat dit al slegter op die eiland gaan vandat daardie meisiekind Wendy hier gekom het. Môre verlaat ek die eiland vir altyd. Ek sal vir Wendy saam met my op see neem as jy vir my sê waar ek haar kan vind. Tinkerbell wil al te graag van Wendy ontslaa raak en sy wys vir Hoek op die kaart waar die skuilplek is. Sy besef nie dat Hoek eintlik agter Peter Pan aan is nie. Jy was 'n groot hulp, sê Hoek spottend. Nou het ek vir Peter Pan presies waar ek hom wil hê. Hoek sluit vir Tinkerbell in 'n lantern toe en beveel sy manne om Pieter se skuilplek te omsingel. Intussen het Wendy en haar boeties besluit dit is tyd om weer huis toe te gaan. Die verlore seuns wil saam met hulle gaan, maar Pieter wil nie Nimmerland verlaat nie. Hy bly dus in die skuilplek agter en sien nie hoe die seerowers vir Wendy en die seuns gevange neem toe hulle vertrek nie. Die seerowers neem vir Wendy en die seuns na die skip. Hulle maak die verskrikte kinders aan die groot mas vas. Ek wil julle 'n keuse gee, sê Hoek. Word seerowers of die loopplank? En toe Tinkerbell hoor wat Hoek se plan is, besef sy dat sy Pieter moet waarsku. Eindelik slaag sy daarin om die lantern se glas te breek en te ontsnap. Sy vlieg vinnig terug na die skuilplek. Opgewonde sê sy vir Pieter dat hy vir Wendy en die seuns moet gaan red. Op die seerowerskip wil kaptein Hoek intussen 'n antwoord hê. Wat verkies julle, sê Hoek, die lewe van 'n seerower of die loopplank? Ek seker Pieter sal ons kom red, fluister Wendy vir die seuns. Dan sê sy ewe dapper vir kaptein Hoek. Ons sal so nimmer nooit seerowers word nie. Ons sal liewer sterf. En sy loop tot op die loopplank en spring af.
Almal wag op die geplons, maar daar is geen geplons nie. Peter Pan is net betyds daar om vir Wendy te vang toe sy val. "O, Peter, ek het geweet jy sou kom," sê Wendy bly. Peter neem vir Wendy na 'n veilige plek. Daarna gaan hy terug om met Hoek af te reken. "Die keer is dit klaar met jou, Peter Pan," skree kaptein Hoek. Die twee begin veg terwyl die kinders en die seerowers toe kyk. En soos gewoonlik is Pieter baie ratser en meer uitgeslape as die kaptein. Hulle veg 'n hele end tot by die skip se takelwerk. Met die wat Hoek met sy swaard na Pieter steek, verloor hy sy balans. Tot groot genot van die hongerkrokodil daaronder, val Hoek met 'n harde geplons in die see. Toe die seerowers sien dat Pieter hulle kaptein oorrompel het, gooi hulle die handdoek in. Hulle besluit om Hoek te volg en die skip te verlaat. Maar dit is moeilik vir seerowers om by hulle kaptein te bly. Hoek swem baie vinnig om van die hongerkrokodil weg te kom. Terug op die skip juig almal vir Peter Pan toe. Hulle is verbaas om te hoor dat hy die bevel gee om los te gooi. "Waarheen gaan ons?" vra Wendy hom. "Ek neem julle huis toe," sê Pieter vir haar. Op bevel van Pieter is Tinkerbell al te bly om goue towerstof op die seerowerskip te sprinkel, sodat dit kan vlieg. Binne 'n ommesientjie is die kinders terug in die kinderkamer. Hulle kniel by hulle venster en kyk hoe die towerskip in die sterrehemel wegseil. Terwyl hulle totsiens waai, weet hulle dat hulle nooit hulle avonture met Peter Pan sal vergeet nie. Fluit, fluit, my storie is uit.